Vandag kyk ons na nog 'n eksamenvraag en die slaag uit die departement se vraestel vir November 2017. Daar is vir my gegee dat die funksie is p tot die mag x, p van x wat gelyk is aan k tot die mag x plus q. En hy het die volgende eienskappe. Eerstens is k groter as 0 en k is nie 1 nie. Nou dit is waar vir alle eksponensiële funksies, want die grondtal is my k en die grondtal is mos altyd positief en nie gelyk aan 1 nie. Die x-afsnit is by 2, 0 en die horisontale asymptoot is by y gelyk aan minus 9. Nou ja, skryf die waardeversameling van p neer. Nou, ek wil graag daardie dinge wat hier vir ons gegee is, op die grafiek aandui. So, ek weet die x-afsnit is by 2, so kom ons sê dis 1 en dan is 2 hier. En dit is die x-afsnit. En dan verder weet ek dat y gelyk aan minus 9 'n asymptoot is. Nou ja, minus 9, ek weet nou nie wat my skaal is nie, maar kom ons sê, daai lyn is die lyn y is gelyk aan minus 9. Dit is my asymptoot en 'n asymptoot is 'n stippellyn. So kom ons maak hom net gou-gou 'n stippellyn. Daar sy. So ek kan in my gedagte sien dat die eksponensiële funksie hier deurgaan en opgaan deur 2. So, wat gaan die waardeversameling dan wees? So die waardeversameling is altyd y is 'n reële getal en dan moet ons kyk of daar enige beperkings is. En ja, omdat die grafiek hier bokant die asymptoot moet lê, sal hy altyd groter as minus 9 wees. So y is groter as minus 9. Ek wil net hier dit 'n bietjie beter skryf. Y is groter as minus 9. Goed, dan vraag 6.1.2 sê bepaal die vergelyking van p. Nou ons weet vir p het ons y is gelyk aan k tot die mag x plus q. Maar omdat die asymptoot by y gelyk aan minus 9 is, gaan q se waarde minus 9 wees. So, ons weet reeds dat dit so lyk. En nou vir k tot die mag x minus 9 is k my enigste onbekende. So ek moet 'n punt vervang wat op die grafiek lê en die enigste een wat ek ken is die x-afsnit daar wat die punt 2, 0 is. So in die x se plek gaan ek 'n 2 sit en in die y se plek gaan ek 'n 0 sit. So 0 is gelyk aan k kwadraat minus 9. Ja, dit gee vir my 9 is gelyk aan k kwadraat, as ek hierdie minus 9 net oorvat, en dan trek ek vierkant wortel, en dis k is gelyk aan 3. So daarom kan ek sê, die vergelyking van p van x, ek gaan dit maar sommer hier neerskryf, die vergelyking van p van x is gelyk aan k wat 3 is tot die mag x en dan minus 9. Goed, vraag 6.1.3 vra hulle vir ons om skets die grafiek van p, toon duidelik die snypunte met die asse en die asymptoot aan. Dit is altyd wat belangrik is as jy enige grafiek moet teken. Nou ja, ons het 'n bietjie plek nodig, so ek gaan hier skoon maak.
Ons weet reeds die asymptoot is hier by y gelyk aan -9. Ons weet reeds die x-afsnit is daar by 2. So ons hoef net die y-afsnit uit te werk. En vir die y-afsnit maak ek x gelyk aan 0 en dan kry ek, onthou my grafiek is y is gelyk aan 3 tot die mag x wat nou 0 is, -9. So dit is 1 -9 wat -8 is. Nou ja, ek wil maar, hierso moet ek maar my -9 insit. 'n -8 sal dan net so bietjie hoër wees, daar's -8. Ek weet die grafiek gaan deur -8. Ek moet dit aantoon op die grafiek. Hulle sê toon duidelik. So, ek moet dit aantoon en nou kan ek maar net my grafiek gaan teken deur daardie punt en deur daardie punt en hy gaan styl boontoe. Belangrik dat die grafiek nader aan die asymptoot beweeg, maar nie aan die asymptoot raak nie. Nou ja, dit was glad nie te moeilik nie.